Om 'n ware vriend te wees, beteken dat ek my vriende onvoorwaardelik sal aanvaar vir alles wat hulle is. Die goed en die sleg, nie net sommige dele van hulle nie. Zig Ziglar het dit so mooi gesê, "You can have everything in life you want, if you will just help enough other people to get what they want." Hy het ook gesê, "Stop selling and start helping." So sonder dat ek daarvoor gevra het of daarvoor beplan het daar verlede week 2 dinge met my gebeur wat my weer laat dink het hoe ons lewens regeer word deur ons horlosies. In kort, deur tyd. So 'n week of wat gelede was ek op pad werk toe en van my huis af na die teerpad toe is dit omtrent so 'n kilometer se grondpad. En op daardie grondpad het 'n swart man geloop. Ek was al klaar so 'n bietjie laat en ek het gewonder sal ek nou of sal ek hom nie oplaai nie. Maar ek het net hierdie dringendheid gehad in my binneste. Ek moet hierdie man oplaai. Ek het gestop, hom gevra waar is hy op pad en of hy 'n geleentheid wil hê. En hy was al te bly om net te kon inklim en saam met my te kon ry tot op die punt waar ek hom moes aflaai. Ons het aan die gesels geraak en wat 'n interessante gesprek het gevolg. Hy het my vertel waar hy vandaan kom, hy het my vertel waar hy bly, hy het my vertel hoekom hy in Suid-Afrika is en 'n klomp ander dinge. En toe moes ek stop om hom af te laai. Die volgende dag toe ek weer deur die sekuriteitshekke ry, het een van die sekuriteitswagte vir my gevra of hy my telefoonnommer kan kry. Ek het vir hom gesê, maar nou, waarvoor wil hy my telefoonnommer hê? Hy het gesê, nee, 'n ander man wat saam met my gery het gevra vir my telefoonnommer. En dan het ek my telefoonnommer vir hom gegee. So dag of wat later het ek 'n oproep gekry van hierdie man vir wie ek die geleentheid gegee het. Hy het gevra of hy asseblief tog met my kan kom gesels. Ek het my dagboek gevat, ek het 'n afspraak met hom gemaak en so het ons besluit ons sal verlede maandag gesels. Hy was nie laat nie, hy was vroeg gewees. So dringend was dit vir hom om te kom gesels. Ons het gaan sit en toe het hy my begin vertel van hoe lief hy vir die Here is. En dat hy so graag wil kerk toe gaan en dat hy nêrens 'n kerk het om in te skakel nie, want hy verstaan nie die taal nie en dat hy nie 'n Bybel het nie. En hoe verder hy vertel het ek net al groter knoppe begin afsluk en my oë het begin swem in die trane. En ek het net besef, Here, hier is 'n broer in nood en so ampers het ek nie eers tyd gehad om net 'n skouer vir hom te kon wees nie. Ek het hom gehelp met 'n paar dinge wat hy nodig gehad het, vir hom gebid en toe is hy weg met 'n wye dankbare glimlag en letterlik ook met so 'n huppel in sy stap. Ek het jou mos al vertel, dit is my so interessant, dat wanneer ek en jy saam gesels en saam dink oor sekere dinge, hoe die Here hierdie uitdagings in die praktyk kom toets, wat hy vir ons kom sê, okay, kom ons kyk nou net of jy regtig dit glo en doen wat jy sê. En so Dinsdag gekom, en ook Dinsdag was daar 'n nuwe uitdaging. Iemand met motorprobleme en ek moes my help om gou hulle weg te vat. Wat vir my so interessant was, dat albei hierdie insidente nie vir my meer as 'n uur gevat het nie. En ek het toe vir die Here gesê, Papa Vader, as dit is wat U wil hê ek moet doen, om beskikbaar te wees 'n uur op 'n dag vir iemand wat U nodig het, dan wil ek graag 'n uur op 'n dag vir U gee. In beide gevalle was dit vir my so amazing geweest, hoe my dag net so in plek geval het, en hoe ek baie meer gedoen kon kry, as wat ek beplan het om te doen, omdat ek met 'n stuk vreugde in my hart geleef het, vir die geleentheid om 'n verskil vir God te kon maak, maar ook omdat die Gees my in staat gestel het, om die tyd wat ek het, optimaal te kon gebruik tot sy eer. Ek is doodseker daardie verlamde man, sy vriende was ook besige manne gewees, maar hulle het hulle besige skedule gestaak, om 'n verskil te maak in daardie man se lewe, wat daartoe sou lei, dat sy lewe nooit weer dieselfde sou wees nie. Kom ons leef vandag met 'n oop oor en 'n verwagting dat die Gees van God vir ons sal wys waar ons moet liefde saai.